Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 13, 20 tot 26 Desember. Kies dan vandag. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir hierdie nuwe studie en vir hierdie nuwe week. Liewe Heer, laat dit asseblief 'n seën wees tot ons en dat U naam geheilig word. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Josua 24, Genesis 12 vers 7, Deuteronomium 17 vers 19, Deuteronomium 5 vers 6, 1 Konings 11 vers 2, vers 4 en vers 9, as ook 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. Geheeteks, Josua 24 vers 15, Nuwe Afrikaanse Bybel. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Josua 24 vers 15, Nuwe Afrikaanse Bybel. Josua se slothoofstuk geskied binne die raamwerk van 'n hertoewydingsseremonie aan die verbond, maar die keer onder leiding van Israel se bejaarde leier. Dit bevat nie die verbond self nie, maar is 'n verslag van daardie hertoewydingsseremonie. Nietemin bevat hoofstuk 24 die tipiese elemente van 'n ou nabye Oosterse susereiniteitsverdrag. Nommer 1. 'n aanhef waarin die suserein, oftewel opperleenheer, wat ook die initieerder van die verdrag is, geïdentifiseer word. Nommer 2. Die historiese voorwoord wat die verhouding tussen die opperleenheer en die ondergeskikte leenstaat aandui. Nommer 3. Die bepalings van die verdrag wat die leenstaat aansê om algehele trou aan die opperleenheer te betoon met dankbaarheid as die grondslag en motivering. Nommer 4. Seëninge vir gehoorsaamheid en vervloekings vir troubreuk. Nommer 5. Getuies vir die leenstaat se formele eed. Nommer 6. Verklaring oor die berging van die dokument vir toekomstige raadpleging en nommer 7. Die bekragtiging van die verdrag. Die bejaarde Josua is na aan die einde, maar 'n opvolger is nêrens te sig nie. Hierdie hertoewyding aan die verbond het ten doel om Israel daaraan te herinner dat Jahwe self hulle koning is, asook dat hulle, as hulle getrou aan hom bly, sy beskerming sal geniet. Israel benodig nie 'n mens as koning nie. Hulle is 'n teokratiese nasie. Wat hulle altyd voor oë moet hou, is dat die Here hulle enigste heerser is. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 27 Desember. Sondag 21 Desember. Julle was daar. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U baie dankie vir hierdie studie wat U ons die voorreg gee om te kan studeer. Liewe Heer, laat U boodskap hierdeur skyn, net soos U groote lig. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Josua 24 vers 1 Afrikaans 2020 vertaling lees. Josua het al die stamme van Israel by Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep, en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. Josua 24 vers 1 Afrikaans 2020 vertaling. Sichem was 'n plek waar Abraham met sy aankoms in die land 'n altaar opgerig het en waar die Here hom die eerste keer die belofte oor Kanaan gegee het in Genesis 12 vers 7. Nou dat die belofte aan Abraham vervul is, wy Israel hulle opnuut toe aan hulle verbond met God. Op die presiese plek waar die belofte vir die eerste maal gemaak is.
Let op die beroep wat Josua aan die volk doen in Josua 24 vers 23 Afrikaans 2020 vertaling. Verwyder dan nou die vreemde gode in julle midde. Dit herinner sterk aan Jakob se woorde aan sy eie gesinsgroep en trekgeselskap. Genesis 35 vers 2 tot 4 sê vir ons: Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die vreemde gode wat onder julle is en reinig julle en trek ander klere aan. En laat ons klaarmaak en optrek na Bethel, en ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sichem is. Genesis 35 vers 2 tot 4. Die fisiese plek waar Josua die volk toespreek, verleen op sigself stiekrag aan die oproep om aller ander gode te verwerp en sodoende bewys van hul eie algehele trou aan die Here te lewer. Lees Josua 24 vers 2 tot 13. Wat is die hoofsaak van God se boodskap aan Israel? Ons lees Josua 24 vers 2 tot 13. Toe sê Josua aan die hele volk: So sê die Here, die God van Israel: Oorkant die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon, Tera, die vader van Abraham, en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat afgeneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek en sy nageslag vermeerder en Isak aan hom gegee. En aan Isak het ek Jakob en Esau gegee, en aan Esau het ek die gebergte Seir gegee, om dit in besit te neem, maar Jakob en sy kinders het na Egipte afgetrek. Toe het ek Moses en Aaron gestuur en Egipte getref soos ek dit daar gedoen het, en daarna het ek julle uitgelei. Toe ek julle vaders uit Egipte uitgelei het, het julle by die see gekom, maar die Egiptenaars het julle vaders agterna gejaag met strydwaans en perderuiters na die Skelfsee toe. Maar hulle het die Here aangeroep, en hy het 'n duisternis gestel tussen julle en die Egiptenaars en die see oor hulle laat kom, sodat dit hulle oordek het en julle eie oë het gesien wat ek aan Egipte gedoen het. Daarna het julle baie dae in die woestyn gebly. Daarop het ek julle gebring in die land van die Amorite wat oos van die Jordaan gewoon het, en hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hulle land in besit geneem het, en ek het hulle voor julle uitverdelg. Toe het Balak, die seun van Zippor, die koning van Moab, hom klaargemaak en teen Israel geveg, en hy het gestuur om Bileam, die seun van Beor, te roep om julle te vervloek, maar ek wou nie na Bileam luister nie, sodat hy julle net geseën het, en ek het julle uit sy hand gered. Toe julle die Jordaan deurgetrek het en by Jerigo aangekom het, het die burgers van Jerigo, die Amorite en die Feresiete en die Kanaaniete en die Hetiete en Girgasiete, die Jewiete en Jebusiete teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee en perdebye voor julle uitgestuur wat hulle voor julle uitverdryf het. Die 2 konings van die Amorite, nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie aan gebou het nie, dat julle daarin kan woon. Wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Josua 24 vers 2 tot 13. God is deurgaans die onderwerp, oftewel die doener van die sinne wat vir die terugblik ingespan word. Ek het julle voorvader Abraham geneem en hom laat trek. Ek het sy nageslag vermeerder. Ek het Moses en Aaron gestuur. Ek het Egipte met plaag getref. Ek het gedoen. Ek het julle voorouers uit Egipte laat wegtrek. Ek het julle uit so en so se hand gered, en so meer. So Israel is nie die een wat dinge in hierdie vertelling laat gebeur nie, nee. Hulle is die voorwerp aan wie of vir wie dinge gedoen word. Die Here het Israel geskape. As hy nie in Abraham se lewe ingegryp het nie, sou hulle steeds dieselfde afgode aanbid het. Die feit dat Israel as 'n nasie bestaan, is nie iets wat deur enige van hul voorvaders bekom is nie. Met ander woorde, dit is nie aan hul verdienste nie, maar uitsluitlik deur die toedoen van God se genade te danke.
Die feit dat die Israeliete nou die land bewoon, is nie rede om hulself op die skouer te klop nie. Inteendeel, dit is juist die rede om Godwaarts te draai en hom te dien. Let op die heen en weer verwysing na die volk en hul voorsate, die rondsbring tussen die julle en die hulle in hierdie skrifgedeelte. Dit gebeur 5 maal. Duidelik word hierdie volksvergadering by Sichem en hul voorvaders as 'n eenheid beskou. Hiermee probeer Josua toon dat Moses reeds in Deuteronomium 5 vers 3 bevestig het, naamlik dat die Here nie net hierdie verbond met die voorvaders gesluit het nie, maar met almal wat daardie dag na Josua se toespraak gestaan en luister het. Meerderheid van sy gehoor het nie die uittog uit Egipte meegemaak nie. Bitter min van hulle was by Horeb, tog sê Josua hier dat hulle almal daar was. Kortom, elke nuwe geslag moet die lesse van die verlede hulle eie maak. Die God wat in die verlede wonderdade vir hul voorsate verrig het, staan gereed om ook ten bate van die teenswoordige geslag op te tree. Op watter maniere kan ons, as lede van die gemeente, wel 'n beter gesamentlike verantwoordelikheidssin aankweek? Oftewel, hoe kan elke lidmaat begryp dat sy of haar optrede die hele gemeente raak? Maandag 22 Desember, met opregtheid en getrouheid. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir die voorreg wat U ons gee om hierdie studie vrylik te kan bestudeer. Liewe Heer, laat U lig hierdeur skyn en laat die betekenis hiervan duidelik raak vir ons. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Josua doen 'n beroep op die Israeliete in Josua 24 vers 14 en 15. Wat het hy hulle gevra om te doen? En wat beteken dit om die Here met opregtheid en getrouheid te dien? Ons lees Josua 24 vers 14 en 15. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Josua 24 vers 14 en 15. Josua se beroep gee op 'n klinkklare wyse uiting aan die feit dat Israel 'n besluit moes neem, of om deur hul trou aan die Skepper God hul uniekheid te behou en die beloofde land te bewoon, of om saam met die ander nasies in die see van afgoderry weg te sink, om 'n volk sonder 'n duidelike identiteit, doel of sending te wees. Die besluit berus by hulle. Josua se beroep is tweedelig. Israel behoort die Here te vrees in die ou Afrikaanse Bybel en hom met opregtheid en met trou te dien in die nuwe Afrikaanse Bybel. Hierdie werkwoord vrees, wat die ou vertaling in die Contemporary Afrikaans Bybel gebruik, beteken nie dat mens konstant in vrees en beweging verkeer nie, dat jy psigies gesproke in 'n toestand is nie. Nee, dit dui op 'n eerbied in die nuwe Afrikaanse Bybel en ontzag in die Afrikaanse 2020 vertaling vir God, of om hom te eer soos die Nuwe Lewende Vertaling en die Boodskap Bybel dit stel, wat spruit uit die besef dat God enerzijds ondeurgrondlik groot, heilig en onbeperk is, en anderzijds dat die mens daarenteen klein, sondig en beperk is. Om die Here te vrees is 'n konstante bewustheid dat God se eise oneindig belangrik is. Die erkenning dat hy nie net ons hemelse Vader nie, maar ook ons hemelkoning is. Hierdie wete sal tot 'n lewe van gehoorsaamheid aan God lei. Levitikus 19 vers 14 lees: Jy mag 'n dowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie, maar jy moet jou God vrees, ek is die Here. Levitikus 25 vers 17 lees: Laat niemand dan sy naaste verdruk nie en vrees jy jou God, want ek is die Here julle God. Deuteronomium 17 vers 19 lees:
En hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou en om dit te doen. 2 Konings 17 vers 34 lees, tot vandag toe handel hulle volgens die vroeëre gebruike. Hulle vrees die Here nie en handel ook nie volgens hulle insettinge en volgens hulle gebruike nie, of volgens die wet en volgens die gebod wat die Here die kinders van Jakob beveel het, aan wie hy die naam Israel gegee het. Hoewel die term vrees die innerlike houding beskryf wat 'n Israeliet veronderstel is om te hê, is die praktiese uitwerking daarvan diens aan God en die mens. Die diens wat van Israel vereis word aan 2 Hebreëse terme gekenmerk, met opregtheid en met waarheid. Die eerste term, betamim, die opregtheid, wat 'n verbuiging van die grondwoord tamim is, word meestal as 'n byvoeglike naamwoord gebruik ter beskrywing van 'n offerdier wat sonder enige gebrek is. Die tweede Hebreëse term waarmee Israel se diens verwoord word is ube emet, en met waarheid of met getrouheid, wat 'n verbuiging van die grondwoord emet is. Hierdie woord se konnotasies of sekondêre betekenisse is gewoonlik bestendigheid en stabiliteit. Dit is geneig om na God te verwys. Getrouheid is een van sy inherente karaktereienskappe, een wat hy aan Israel betoon. 'n getroue persoon is iemand wat betroubaar en vertroubaar is. Wat Josua basies hier vra, is dat die volk van God dieselfde trou aan hom sal betoon as wat hy deur die loop van Israel se geskiedenis aan hulle betoon het. Dit gaan nie bloot oor uiterlike nakoming van die Here se voorskrifte nie, maar oor die regte ingesteldheid wat diep vanuit 'n onverdeelde en konsekwente innerlike ontspring. In hul handel en wandel behoort die Israeliete 'n opregte dankbaarheid teenoor God te weerspieël oor die dinge wat hy vir hulle gedoen het. Dit is basies dieselfde ingesteldheid wat die hedendaagse gelowige ook teenoor Jesus behoort te hê. Wat beteken dit vir jou om die Here met opregtheid en met trou te dien? Let op jou daaglikse lewe. Watter dinge trek jou aandag af wat verhoed dat jy die Here van harte dien? Dinsdag 23 Desember. Vry om te dien. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg en die vryheid wat U ons gee om hierdie studie te kan bestudeer en uit U woord te kan lees. Liewe Heer, laat U wil asseblief geskied. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. As 'n ware en getroue leier, respekteer Josua die mense se vrye wil. Sy wense is dat Israel vrylik sal kies om die Here te dien en nie uit dwang nie. Dit is juis waarop Josua hier sin speel met die doelbewuste gebruik van die werkwoord gekies het. Josua 24 vers 22 sê vir ons, daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê ons is getuies. Die werkwoord gekies het in Hebreëus behartem, wat uit die grondwoord bahar afgelei is. In ander skrifgedeeltes dui bahar, wat om te kies beteken, op Jahwe se uitverkiesing van Israel. Ons lees Deuteronomium 7 vers 6 en 7. Want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Deuteronomium 10 vers 15 lees, maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het hulle, julle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. Deuteronomium 14 vers 2 lees, want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God, en jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Dit staan Israel vry om vir Jahwe nee te sê, om die uitverkorenheid wat hy hulle geskenk het van die hand te wys.
Tog sou dit duidelik 'n sinnelose en absurde skuif gewees het. Kortom, Israel kon ja vir God gesê en aangehou leef het of hulle kon die rug op hom gedraai en opgehou bestaan het. Wat was Israel se reaksie op Josua se oproep in Josua 24 vers 16 tot 18? Let op Josua se reaksie op hulle antwoord. En waarom dink jy het hy so daarop gereageer? In Josua 24 vers 19 tot 21. Ons lees dan nou Josua 24 vers 16 tot vers 21. Toe antwoord die hele volk en sê: Dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien, want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan en onder al die volke waar ons dwarsdeur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land voor ons uitverdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê: Julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua: Nee, maar ons sal die Here dien. Josua 24 vers 16 tot 21. Met hierdie uitdruklike ja, erken die Israeliete dat die God van die patriarge en van hul voorvaders nou ook hulle God is, siende dat hulle na hom as die Here onse God verwys in Josua 24 vers 17 en 18, die God wat hulle bereid is om met onverdeelde trou te dien. Na hierdie onbetwisbare bevestiging van hul loyaliteit, is mens half beamende en bemoedigende woorde van Josua te wagte. Tog is dit nie die geval nie. Skielik is daar 'n wending in die dialoog tussen Josua en die volk. Dit blyk dat Josua nou 'n nuwe rol hier inneem. Hy is 'n soort duiwelsadvokaat. Die verklarende Afrikaanse woordeboek Labuschagne en Eksteen in 2010 verduidelik met ander woorde iemand wat bewustelik allerlei besware teen 'n goeie saak opper. Terugblikke op God se genadige voorsienigheid van die verlede word nou met iets heeltemal anders vervang. Hy teken 'n afskrikprentjie van 'n God wat nie maklik is om te dien nie. Josua ken die eerste geslag sedert die uittog maar al te goed. Hul aanbidding was maar wankelmoedig. Daardie Israel het beloof om die Here op soortgelyke terme as die latere Kanaan geslag te aanbid. Eksodus 19 vers 8 lees ons: Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woord van die volk aan die Here oorgebring. Eksodus 24 vers 3 lees ons: Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê: Al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. Deuteronomium 5 vers 27 sê vir ons: Gaan u naderby en hoor alles wat die Here onse God sal sê, dan kan u ons alles meedeel wat die Here onse God met u sal spreek en ons sal dit hoor en doen. Maar skaars was die eed om Jahwe te volg op die uittog geslag se lippe of hul sondig teen hom. Lees gerus Eksodus 32. So met behulp van hierdie redenaarsinstrument poog Josua om 'n aantal dinge onder die volk se aandag te bring. Ten eerste, dat die besluit om God te dien 'n saak van groot erns is. Hierdie besluit sal noodgedwonge die hele volk in ooreenstemming met die geopenbaarde wil van God vorm. Dat die nastreef daarvan bepaalde seëninge tot gevolg het, is duidelik sigbaar. Terselfdertyd moet die gevolge wat ongehoorsaamheid inhou ook behoorlik begryp word. Vergifnis vir sonde is nie 'n onvervreembare mensereg nie, maar 'n wonderwerk wat spruit uit God se genade. Ten tweede, moet die Israeliete se besluit om God te dien hul eie wees, nie iets wat 'n leier soos Josua op hulle afdwing nie. Ten derde, moet Israel besef dat die aanbidding van die Here nie deur menslike inspanning geskied nie. Dit word nie deur blote navolging van die verbondsbepalings bekom,
Soos 'n parkeermasjien waar die regte bedrag gevoer word en dan skop dit 'n gevalideerde parkeerkaartjie uit nie, maar 'n persoonlike verhouding met die reddende Here te hê. Eksodus 20 vers 1 en 2 lees ons: Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Ons sluit af met Deuteronomium 5 vers 6 en 7. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Deuteronomium 5 vers 6 en 7. Woensdag 24 Desember. Die gevare van afgoderry. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dank U en ons prys U vir hierdie dag en vir hierdie studie. Liewe Vader, laat U wil asseblief geskied en U lig in ons harte skyn. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees Josua 24 vers 22 tot 24. Josua herhaal sy beroep op die volk om van hul afgode ontslae te raak. Om watter rede? Ons lees Josua 24 vers 22 tot 24. Daarop sê Josua aan die volk: Julle is getuies teen julleself dat julle vir julleself die Here gekies het om hom te dien, en julle sê ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua: Ons sal die Here ons God dien en na sy stem luister. Josua 24 vers 22 tot 24. Die bedreiging wat afgoderry inhou, is nie teoreties nie. In die verlede op die vlaktes van Moab doen Moses onder soortgelyke omstandighede ook so 'n beroep op die Israeliete. Ons lees in Deuteronomium 30 vers 19 en 20 die volgende: Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Deuteronomium 30 vers 19 en 20. Die gode wat hier in Josua te sprake kom, is nie die van Egipte land of die buitekant Kanaan oorkant die Jordaan nie. Nee, dit is die afgode wat onder julle is, hoofstuk 24 vers 23. Josua pleit dus by sy volksgenote om hul harte tot God te neig in die ou Afrikaanse Bybel. Die Hebreëse grondwoord wat sodanig vertaal is nata, hier in die verbuigde vorm wahatu en in Afrikaans en neig. Dit beteken om jou uit te strek of na iets of iemand te buig of te draai. Dit word elders met verwysing na die Allerhoogste gebruik met die verwagting dat hy in die rigting van die mens sal buig om gebede aan te hoor. Let veral op die kontemporêre Afrikaanse Bybel 2023 vir 2 Konings 19 vers 16, Psalm 31 vers 2 en 3 en dan in Daniël 9 vers 18 se draai u oor in die Afrikaanse 2020 vertaling. Ons lees dan nou 2 Konings 19 vers 16 vanuit die kontemporêre Afrikaanse Bybel 2023. Here, buig u oor en luister, open Here u oë en kyk en hoor die woorde van Senherib wat hom gestuur het om die lewende God te smaad. Ons lees dan ook Psalm 31 vers 2 en 3 vanuit die kontemporêre Afrikaanse Bybel 2023. Buig jou oor voor my, red my gou, wees my sterk rots, 'n huis van verdediging om my te red. Want u is my rots en my vesting, daarom lei my ter wille van u naam en lei my. Ons lees dan Daniël 9 vers 18 uit die Afrikaans 2020 vertaling. Draai u oor, my God, en hoor, maak u oë oop en sien ons verwoeste plekke raak en ook die stad waaroor u naam uitgeroep is. Daniël 9 vers 18, Afrikaans 2020 vertaling.
Dit is ook die boetvaardige houding wat die profete by Israel te wagte was. Jesaja 55 vers 3 in die ou Afrikaanse Bybel sê vir ons: Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Ons lees ook Jeremia 7 vers 24 vanuit die kontemporêre Afrikaanse 2023 vertaling. Maar hulle het nie geluister nie en hul oor geneig nie, maar gewandel in die raadslae en in die verbeelding van hul bose hart en agteruit gegaan en nie vorentoe nie. Die Hebreëse woord nata word ook ingespan met verwysing na Salomo se afvalligheid toe sy vroue sy hart weggedraai het na ander gode aan in 1 Konings 11 vers 3, 4 en 9. Die sondige mens se hart is nie van nature geneig om Godwaarts te draai en na hom te luister nie. Dit verg 'n doelbewuste besluit om ons harte na God en sy wil te neig. 'n Direkte vertaling van die Israeliete se antwoord lees soos volg: En sy stem sal ons gehoorsaam wees. Hierdie uitdrukking beklemtoon daardie sy van gehoorsaamheid wat met interpersoonlike verhoudings te maak het. Israel word nie hier gevra om ter wille van die roetine 'n stel lewenslose reëls getrou te volg nie. Die verbond het gegaan oor 'n lewende verhouding met die Here, een waaraan die Israeliete nie deur die blote navolging van regulasies uiting kon gee nie. Israel se godsdiens was nooit veronderstel om wetties te wees nie, maar eerder 'n konstante gesprek te wees wat liefdevol en gelowig met 'n heilige en genadige Redder God gevoer te word. Selfs na die volk se drievoudige belofte om die Here te dien, wat Josua beveel het, op die verwydering van die afgode in hul midde neergekom het, het ons geen verdere aanduiding dat hulle dit wel gedoen het nie. In hierdie Bybelboek was dit tot dusver deurgaans die gebruik om die nakoming van Josua se voorskrifte of die van Moses as voorbeelde van gehoorsaamheid op te teken. Skielik ontbreek dit hier in die slothoofstuk. Dit laat Josua se beroep op die volk as 'n oop vraag aan die leser. Die hoofberoep wat hierdie Bybelboek doen, naamlik om die Here te dien, gaan nie net aan Josua en sy tydgenote nie, maar ook aan die kinders van die Here wat hierdie boodskap in elke tydvak lees en aanhoor. Hoe dikwels beloof jy die Here om 'n bepaalde ding te doen, maar dan bly jy dit vergete? Wat was die rede vir jou versuim? En wat sê jou antwoord hierop aangaande die Here se genade? Donderdag, 25 Desember. End uit getrou. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U vreeslik baie dankie weer eens vir die voorreg, liewe Heer, dat ons hierdie studie en U woord kan bestudeer. Liewe Vader, maak asseblief ons geestelike verstand en ons geestelike hart oop om hierdie boodskap te kan inneem en om dit te kan deel met elkeen rondom ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Lees die slotwoorde van die boek Josua wat onder ingewing van die Heilige Gees hierdie skrywe afsluit in Josua 24 vers 29 tot 33. In watter opsig is die woorde nie net 'n terugblik op Josua se lewe nie, maar ook 'n vooruitkyk. Ons lees Josua 24 vers 29 tot 33. En na hierdie dinge het Josua, die seun van Nun, die knegt van die Here, gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel in Timnat Serag, wat op die gebergte van Efraim lê, noord van die berg Gaas. En Israel het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat lank na Josua nog in die lewe was en met al die werke van die Here bekend was wat hy vir Israel gedoen het. Ook die gebeente van Josef, wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jakob vir die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. En toe Eliezer, die seun van Aaron, gesterf het, het hulle hom begrawe op die heuwel van sy seun Pinias, wat aan hom gegee was op die gebergte van Efraim. Josua 24 vers 29 tot 33.
In die naskrif waarin die dood van Josua en Eliezer vermeld word, sluit die hoëpriester hierdie Bybelboek op 'n ontnigterende noot af. Met sy beskrywing van Josua en dan Eliezer se teraarde bestellings, asook die teraarde bestelling van Josef se bene, kontrasteer die skrywer die lewe buite Kanaan met die begin van die lewe daar binne. Rede om aan te hou swerf is daar nie meer nie. Die aardse oorskot van hul leiers hoef nie meer van plek tot plek te neem nie. Neem in ag dat hul stamouers, die patriarge, hul afgestorwe geliefdes in 'n grot begrawe het. Genesis 23 vers 13 en 19 sê vir ons: Ja, as dit u is, ag luister na my, ek gee die geld vir die stuk grond, neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe. Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpela, oostelik van Mamre, dit is Hebron, in die land Kanaan. Genesis 25 vers 9 en 10 sê ook: En sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die spelonk van Magpela in die stuk grond van Efron, die seun van Sohar die Hetiet, wat oos van Mamre lê, en die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het. Daar is Abraham begrawe en sy vrou Sara. Dit was op 'n gekoopte stuk grond wat by Sichem geleë was, soos Genesis 33 vers 19 ook lees, en die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het van die seuns van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke. Voortaan sou die volk hul leiers op die beloofde erfgrond kon begrawe, wat 'n vastheidsgevoel by hulle geskep het. Die beloftes wat aan die patriarge gemaak is vervul. So vorm Jahwe se trou die historiese draad wat Israel se nageslag met hul hede en toekoms verbind. Aangesien die slotparagrawe in hierdie Bybelboek die oorkoepelende verhaal daarin met 'n groter vertelling in die verlede verbind, skep dit ook 'n toekoms. Let op Lord George Carey, die destydse aartsbiskop van Kantelberg, se uitlating tydens 'n openingstoespraak wat hy by die Holy Trinity Church in Shrewsbury gelewer het. Aangaande die Anglikaanse kerk sê hy toe dat 'n enkele geslag oor is voordat die kerk uitsterf. Tog geld dit op enige tydvak in die kerkgeskiedenis vir liggaam van Christus, soos dit ook die geval met die Ou Testamentiese volk van God was. 'n Groot hoofstuk in die geskiedenis van Israel kom hier in Josua 24 tot 'n einde. Die toekoms bring hulle voor bepaalde vrae te staan. Hoe hulle daardie vrae beantwoord sal bepaal watter toekoms hulle tegemoet gaan. Gaan Israel lojaal aan die Here wees? Sal hulle die inbesitneming van die land kan voorsit totdat hulle die hele Kanaan bewoon? Sal hulle aan Jahwe kan bly vasklou en nie in afgoderry verstrengel raak nie? Onder Josua was 'n hele geslag aan die Here getrou. Die vraag is net, gaan die nuwe geslag op koers bly? Hou by die geestelike paadjie wat daardie groot leier vir Israel gebaan het? Elke nuwe geslag wat as geestelike volk van God die boek Josua lees, kom voor dieselfde vrae te staan. Elke geslag se sukses hang af van die tipe antwoorde wat hulle op alledaagse lewe se vrae gee en hoe hulle met die waarhede in hulle geestelike erfenis omgaan. Net soos Paulus het Josua die goeie stryd gestry. 2 Timoteus 4 vers 7 lees ons: Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Wat was die geheim van Josua se sukses? Watter besluite moet jy vandag neem ten einde die lewenswedloop met dieselfde geloofsekerheid te eindig? Vrydag, 26 Desember. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons loof U en ons prys U naam, liewe Heer, vir nog 'n week en nog 'n studie. Liewe Heer, waar ons nou gaan afsluit met Vrydag se studie, vra ons dat U lig hierdeur uitgebeeld word en dat U boodskap vir ons helder mag skyn. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Vir verdere studie, lees die volgende gedeelte uit Ellen G. White se geskrifte
The Last Words of Joshua, bladsy 522 tot 524 in Patriarge en Profete. Ons lees dan nou 'n gedeelte uit Ellen G. White, Signs of the Times, 19 Mei 1881 uitgawe. 'n Magdom mense het die uittog uit Egipteland meegemaak. Onder hulle was vele wat afgodsbeelde aanbid het. So groot is die mag van die gewoonte by die mens dat hierdie praktyk in die geheim voorgesit is, tot 'n mate selfs nadat die volk hulle in Kanaan gevestig het. Josua was bewus van hierdie boosheid onder die Israeliete en kon duidelik insien watter gevare dit vir hulle ingehou het. Hy het opreg 'n diepgaande hervorming vir sy Hebreëse volksgenote begeer. Wat hy verstaan het is dat mense tot 'n besluit moes kom om die Here van harte te dien. Andersins sou hul dade hulle al meer en meer van God geskei het. Alhoewel 'n gedeelte van die volk 'n geestelike ingesteldheid teenoor aanbidding gehad het, was die res tot 'n groot mate blote formaliste, sonder enige geesdrif of opregtheid in hulle beoefening. Party van hulle was in hul diepste wese afgodsdienaars, maar sou te skaam wees om dit teenoor ander te beken. Ellen G. White, Signs of the Times, 19 Mei 1881 uitgawe. Ons lees dan nou 'n gedeelte uit Ellen G. White, Signs of the Times, 26 Mei 1881 uitgawe. Hierdie plegtige verbond is in die boekrol wat die wet van God bevat opgeteken. So is hierdie gewyde oomblik bewaar. Daarna rig Josua toe 'n groot klip op onder die terebintboom wat by die heiligdom van die Here staan. Josua het vir die hele volk gesê, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here wat hy met ons gepraat het gehoor, en hy sal teen julle 'n getuie wees, sodat julle nie julle God verloon nie. Hier stel Josua dit onomwonde dat die voorskrifte en bepalings wat hy hier aan die mense voorhou, nie syne was nie. Die Here het dit gespreek. Hierdie groot klip sou aan daaropvolgende geslagte getuienis lewer van die gebeurtenis waarvoor dit as 'n gedenkteken opgerig is en sou teen die mense getuig indien enige een besluit het om weer in afgoderry te verval. Ellen G. White, Signs of the Times, 26 Mei 1881 uitgawe. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Let op die sinsnede in Josua 24 vers 19, hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God, en bespreek die betekenis daarvan. In watter opsig is die Here 'n jaloerse God? Vraag nommer 2. Hoe hou ons liefde vir God verband met die vryheid wat hy ons skenk om te kies? Anders gestel, kan ons werklik lief hê sonder om waarlik vry te wees? Kan dwang 'n ware liefde voortbring? Indien nie, waarom nie? Vraag nommer 3. Dink aan enkele praktiese maniere waarop hedendaagse kerkleiers die leiersels aan die volgende geslag kan oorgee. Vraag nommer 4. Dink aan Josua se lewe en die slotopmerking dat die Israeliete gedurende sy hele leeftyd die Here bly dien het. Watter slotopmerking wil jy hê moet mense oor jou lewe maak?